Eendag, lang gelede, kon ons ander mense se lag nog ernstig opneem. Daar was 'n tyd wat ek my 'n poppie kon lag. Ons het gelag asof ons betaal word. Gelag dat my rug 'n poggel staan. So lekker gelag, dit gelyk asof ek iets reg kry. Na jare se ondervinding, glo ons egter dat ons ander mense se lag met 'n knippie sout moet vang. Want die meeste gelag is nie om dood neete nie. Die slim Janne sê dat daar 19 verskillende soorte gelag is, maar met 6 van hulle beteken geluk. Deesdae moet mens jou lag ken, of jy word vir 'n aap gevang. My naam is Alisa, en ek en my nie so snaakse span, Annika, Belale En Mika, gaan vandag vir julle oortuig dat lag is glad nie meer 'n vrolike besigheid nie. Ken jou lag. Die eerste lagpad waarvoor ons belig loop, is daardie wat in hulle mou lag. Ek noem dit die kakkelkroek laggie. Die lag is bykans vervolmaak deur ons vorige president. In die parlement het die 4 warm debatte om geensins ontstaan nie. Want Kekkel het hy homself in elke moeilike knoopvraag gewikkel. soos water van 'n een se rug af. In die Daily Maverick van 29 Augustus 2025, in die berig Die koste van korrupsie, skryf professor Janie Rousseau, verbonde aan Wits Besigheidskool, dat Suid-Afrika tussen 2020 en 2024 ten minste 980 biljoen rand verlies gelei het as gevolg van die rentebedrog. hoe is mens indirek skelm? Die bedrog by Eskom het byvoorbeeld 'n reuse impak op ons ekonomie gehad en indirek is miljoene Suid-Afrikaners ook armer gelaat en dis absoluut onmoontlik om somme daarvoor te maak. Ek was so 'n slagoffer. My hele kapokkie boerdery het gesneeuwel tydens 'n Eskom donkerte. Oor die eiers nie onder henne uit nie. Onbelangrik vir nou. Annika, voor ons na die eier aan die loene uitblik, jy wou nog sê, 980 biljoen rand is 'n druppel in 'n groot dam en die kroeg sit en kakkelag rondom daardie dam en so draai hulle ons almal rondom hulle skelmpinkies. wel Helen, wat is daai lag wat jou rug 'n boggel laat staan? Die 2 gesig jakkalslag. Daardie is nou vir jou 'n bangmaaklag. Ek gaan my woorde een vir een moet tel, maar die betrokke lag kom meestal uit aan vroumense se monde. Presies net so. Daardie lag wat 'n man tot in sy diepste gewete kan voel. En jy dink net mans se slagoffers. Ek het dit nooit gesê nie. Die jakkalslaggers laat hulle lag oor enigiemand los. Maar verby een feit kan ons nie kom nie. Die wat uitlag het meestal 2 X-kromosome. Ek het nie biologie nie. Hy praat van ons, dis meestal meisies. In die rooi roos van 26 April 2025 in die artikel Die Feeksfaktor skryf sielkundige Rachel Simmons dat meisies onsigbaar breed kan wees. Sy skryf dat dit lyk asof suiker nie in daardie mooi mondjies kan smelt nie. Maar agteraf kom die jakkalsgewindes uit, geslepe en agterbaks. Ek wil net sê, ons is nie almal so nie, Willem. Ek weet, ek sê maar net wat Rachel Simmons gesê het en vertel so 'n bietjie uit eie ondervinding. Meisies, kom ons wees eerlik. Hy is reg. Dankie tog, Annika. Wat my so 'n bietjie vang, is hoe meisies een oomblik kan aangaan met hoe ek lief daai rok van jou. Daai klere is so vir jou gemaak. Ek kry swifty vibes, maar suster, draai net om. Dan verander daardie smile wat nou so breed soos die oranje rivier in vloed was, na 'n karige ou stroopie. En dan word daar feit en syk rond vertel hoe sad die afskeeprok lyk. Volgens navorsers is dit alom bekend dat meisies ywerige aanlyn boelies is. Met 'n hensery smiley emojis word die messe in die rug gesteek. Ek self het al onder 'n paar sarkastiese tonge deurgeloop. Hoe kan ek dit beter maak? Ek kan jou rug vir jou vry. Of jou voete soen. Jou kop masseer. I rest my case. Ek het nou skone pyn in my adams afval. Ons speel net. Ongelukkig weet ons presies waarvan jy praat. Daai jakkals en wiese glimlagte skitter soos diamante, maar eintlik spoeg hulle steenkool. Niks, wat is daardie lag? Dit klink asof iemand iets reg gekry het. Gee my krag vir die flou ou lag. Dis nou daardie lag. Dis nou daardie lot wat dink hulle is besonder snaaks as hulle ander mense goed sleg sê. Lag oor een belediging na die ander rondgeslinger.
In die Times tydskrif van 3 Mei 2025 in die artikel As komedie beledigend raak, skryf Dr. Sheryl Lott, 'n dosent in sielkunde by die Universiteit van Manchester, dat slegsê en komedie glad nie nuwe maatjies is nie. Dit word al vir 1000 jare gedoen, dat die een se nood werk met die ander een se brood word. Maar met die beskerming van mense se regte, beweeg komediante in grys areas, want daardie rassistiese, homofobiese opmerking van jou is dalk nie vir almal so skreeusnaaks nie. Daar is seker net soveel ordentlike onderwerpe wat snaaks genoeg is. Presies. Ons almal het al 'n Oscar Pistorius grappie gehoor. Die vraag is net, is dit regtig agter snaaks? Ek bedoel, ons praat hier van iemand wat dood is en 'n ander wat in die tronk beland het. Suid-Afrikaners is veral bekend vir ons vermoë om vir elke donker wolk 'n silwer rand te gaan inkleer. Om oor Zuma of Eskom 'n grappie te maak, is volgens my welverdiende grappe. Dit was ons eie Trevor Noah wat gesê het, dat party mense hamer basies aan komediante se deure en meld aan om uitgelag te word. Ek lag graag en ek moet bieg. Ek lag selfs vir afgrappe. My oupa is 'n ernstige man. Hy hou vreugde met haalgeweer van sy voorstoep af. En sy motto is, 'n grap is net 'n grap as almal lag. Wat beteken in sy geval, niks is ooit snaaks genoeg nie. Maar hy het 'n punt weer, want elke jangrap wat die res van die wêreld so lank bolie probeer maak, is nie noodwendig so snaaks nie. My oupa sê weer, hy vertrou nie 'n dominee wat 'n vriendelik is nie. Daardie tipe waarskynlik soek net geld. Lag het 'n ver pad gekom. Tot in die 17de eeu was 'n harde gelag totaal onaanvaarbaar in Europa gewees. Barbaars! Maar die laaste paar eeue het die mensdom die waarde van lag begin waardeer. Daar is selfs die wat glo dit kan jou maar maak. Daar is egter 'n paar tipes gelag waarvoor ons baie versigtig moet wees. Want voor jy uitweer, het jy self vir die gelag betaal. Die kakkelkroek laggie. Kou vir jou hier, lag vir jou daar, en so smile, smile, steel ek vir jou, rot en kaal. Die tweegesig jakkalslag. Voor jou lag dat jy net tande sien, maar agter jou kom die slagtandjies uit. Vampire style. Geef vir my krag vir die flou ou lag. Van almal dink ek, die klomp lagters is die arrogantste, want jy betaal om uitgelag te word. En daar is geen heilige koe nie. Selfs die dooies en broses word nie gespaar nie. Daar is min dinge in hierdie wêreld wat 'n doodgewone dag so kan opkikker soos 'n $1 million smile. Maar wees versigtig, want as dit so of so of so klink, moet jy pad vat. Lag is beslis nie meer vrolike besigheid nie.